Het jy geweet die regte pad is aan die ander kant, aan die oorkant? Vra vir die Samaritaan van Lukas 10. Jy ken die storie. Maar die Samaritaan het geweet, die regte kant van die pad is nie hierdie kant nie. Aan hierdie kant is al die klaarkouse, die foutvinders, die mense wat weet wat verkeerd is met die wêreld, die mouners, as jy wil. Hulle verander nie die wêreld nie. Hulle weet net wat's verkeerd. Die Samaritaan het nie saam gekla, saam geprotesteer nie. Hy het die straat oorgesteek na die ander kant toe, daar waar die man wat onder die rowers verval het, gelê het. En toe het hy sy wyn en sy olyfolie uitgehaal, met ander woorde, dit was sy drinkwater en sy medisyne, en hy het dit met hierdie man gedeel, in 'n woestyn. Dit is nogal 'n hoë risiko. Hy het die man op sy rydier getel, hy het sy wonde verbind, hy het hom na 'n herberg toe gevat, en hy het betaal. Dit is wat gebeur as die Here jou hart aanraak. Jesus vertel juis dat hierdie man 'n hart vol medelee gehad het. Sy hart het gebreek oor die man aan die ander kant van die straat. Met ander woorde, Jesus het 'n hartoortplanting gedoen op die Samaritaan. Jesus se hart het in hom geklop. Daarom het hy geweet, die regte kant is daar waar mense stikkend is, waar hulle hoop verloor het, waar hulle in die donker vasgevang is, waar hulle verlore is, waar hulle sonder kos en enige hoop is. So die enigste vraag wat aan my gevra is, en aan my gevra word, is, wie word ek die naaste van? Anderster gevra, vir wie is ek 'n naaste? Ek kan nie vandag besluit ek gaan 'n naaste wees nie. Maar elke keer as ek die straat oorsteek, as ek uitreik, as ek help, as ek dien, as ek bid, dan word ek 'n naaste vir iemand anders. So, die regte lewe is daar aan die oorkant. Is jy 'n straatoorloper, 'n straatoorsteker, of sit jy in hierdie kant van die straat en moan? Moenie, dit help niks.